Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die vrou wat bang is dat sy haar huwelik verloor. Miskien voel jou man nie meer soos dieselfde mens met wie jy getrou het nie. Hy het stil geraak. Hy praat nie meer met jou soos voorheen nie. Hy hou jou op 'n afstand of dit voel asof sy hart nie meer by jou is nie. Dalk het hy gesê dat hy ruimte nodig het. Dalk het hy uit die huis getrek. Dalk is daar iemand anders of jy vermoed dat iemand anders sy aandag het. En nou is jy bang. Jy wonder, wat gaan van ons huwelik word? Is daar nog hoop? Gaan hy ooit weer terugkom na my toe? Het hy dalk alreeds opgegee op ons? Jy probeer sin maak van sy optrede, maar niks maak vir jou sin nie. Die een dag is hy vriendelik en die volgende dag is hy koud. Soms gee hy jou 'n bietjie hoop en dan trek hy weer weg. Dit maak jou emosioneel moeg, want jy weet nie waar jy met hom staan nie. Wanneer jy bang is om jou huwelik te verloor, wil jy alles probeer doen om hom terug te kry. Jy wil aanhou vra wat is fout, jy wil verduidelik, pleit en probeer om hom te laat verstaan hoe seer jy het. Maar soms maak al die druk dat hy net verder wegtrek. Dit beteken nie dat jy moet ophou om vir jou huwelik te bid nie. Dit beteken nie dat jy jou huwelik moet opgee nie. Maar dit beteken wel dat jy moet leer om God se werk aan God oor te laat. Jy kan nie jou man se hart beheer nie. Jy kan hom nie dwing om die waarheid raak te sien nie. Jy kan hom nie deur jou eie woorde oortuig om terug te kom nie. Maar God kan werk waar jy nie kan werk nie. God sien wat in sy hart aangaan. Hy sien die verwarring, die druk, die skuldgevoelens, die vrees en alles wat jou man nie vir jou sê nie. Soms lyk dit asof 'n man net nie meer omgee nie, maar diep binne in hom is daar dinge waarmee hy self worstel. Dit maak sy optrede nie reg nie, maar dit help jou verstaan dat jy nie alles persoonlik moet vat nie. Jy hoef ook nie elke dag te probeer bewys dat jy goed genoeg is nie. Jy hoef nie jouself te verloor terwyl jy vir jou huwelik staan nie. Laat die Here ook in jou hart werk. Laat hom jou genees van die verwerping, die vrees en die behoefte om altyd al die antwoorde te hê. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Die Here is nie net by jou wanneer alles goed gaan nie. Hy is ook by jou in die stilte, in die onsekerheid en in die wagtyd. Hou aan bid. Hou aan om reg op te tree. Hou aan om jou woorde te bewaak, maar moenie probeer om die Heilige Gees se werk vir hom te doen nie. Jy kan jou deel doen, maar God moet die hart verander. Kom ons bid saam. Papa Vader, U sien die vrou wat vanaand bang is dat sy haar huwelik verloor. U sien die afstand tussen haar en haar man. U sien die stilte, die onsekerheid en die vrae waarmee sy elke dag sit. Here, gee haar vrede waar daar vrees is. Help haar om nie uit paniek op te tree of dinge te probeer forceer nie. Werk in haar man se hart. Bring waarheid waar daar verwarring is. Bring oortuiging waar verkeerde keuses gemaak word. Breek elke invloed wat verdeeldheid in hierdie huwelik bring. Genees ook haar hart. Help haar om nie haar waarde te meet aan hoe haar man haar behandel nie. Herinner haar dat sy steeds geliefd, gekies en kosbaar in U oë is. Gee haar wysheid om te weet wanneer om te praat, wanneer om stil te bly en wanneer om net te bid. Beskerm hierdie huwelik en lei elke een terug na U wil. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. As jy hulp nodig het in jou huwelik, hoe om op 'n goddelike manier te beklei vir jou huwelik, kontak my gerus en koop my boek
The Prodigal Husband and What He's Really Facing, ook beskikbaar in Afrikaans, die prodigal man en wat hy werklik deurgaan. Ek het ook 'n hele huwelikskursus wat dames leer hoe om op 'n goddelike manier te staan vir hulle mans as daar 'n derde persoon by betrokke is, wat ook al die geval is. Ek sal jou deur hierdie kursus neem en leer hoe om op 'n goddelike manier te staan. Mag jy 'n wonderlike, geseënde aand hê. Shalom.